Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag in die woord in en ons maak ons harte oop vir die Heilige Gees wat ons kan transformeer, soos wat ons hierdie waarhede van toepassing maak op ons lewens en myself in Christus raak sien en myself met hom vergelyk soos wat ek sou doen as ek in 'n spieël sou kyk. Genesis 27 vers 29 is waarna ons vandag kyk en die tema is God kies anders. Ek lees vir jou. Mag baie nasies jou dien. Jy sal heers oor jou familie en jou broers sal voor jou buig. Almal wat jou vervloek sal self vervloek wees en almal wat jou seën sal ook geseën word. In hierdie hoofstuk lees ek van bedrog en ek lees van leuns. Ek lees van die uitspeel van die gevolge van keuses wat Esau gemaak het en wat nou uitloop op die feit dat hy sy seun verloor. Jakob word die ontvanger van die seën wat God destyds oor Abraham uitgespreek het. Sy familie is die voortsetting van God se beloftes en van God se reddingsplan, nie Esau nie. En Esau was die oudste gewees. Maar in my as mens kop lyk dit nie asof Jakob dit enigstens verdien nie. Ja, Esau het sy geboortereg prysgegee vir 'n bord lensiesop, maar Jakob lieg en hy pleeg korrupsie. En tog lyk dit asof God dieper kyk en daarvolgens sy keuse maak, nie op die oppervlakkige goed nie. God kies nie op grond van ons oordeele nie. Oudste, sterkste, ordentlikste. Nee, God sien in Esau wat sy geboortereg prysgee vir iets tydeliks, sien hy 'n karaktertrek wat hy nie meer wil saamwerk nie. En in Jakob wat gefokus is op geestelike realiteite soos 'n seënuitspraak, sien hy iets waarmee God wil saamwerk. En so maak God sy keuse. God het my nie gekies omdat ek dit verdien nie. God kies nie om my te seën of om sy goedheid en sy guns aan my te bewys omdat ek dit verdien het nie. God het my kom red, nie op grond van enigiets waarop ek kan roem nie. God red wie, waar en wanneer hy wil. Dit is die wat soekend is, persoon wat soekend is, wie se fokus is op die wee van God, wat soek daarna. Dit is hy wat dit sal sien en wat God se redding sal beleef. Ja, Jakob het oneerlik opgetree, iets waarvoor hy later ook sou moes pa staan, maar hy het die geestelike gesoek bo die tydelike, waar Esau die tydelike bo die geestelike gesoek het. Mag ek ook God se dinge soek bo enigiets anders, want as dit die feit is, kan God met my werk, en dan sal God die ander goed uitsorteer, en sy plan en sy doel en sy droom sal in en deur my tot vervulling kom. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, het Jesus gesê, en al die ander dinge sal uitgesorteer word. Kom ons bid saam. Jesus, ek soek na dit wat by U is. Ek sal streef om dit in besit te neem, al lyk dit onwaarskynlik in die oë van mense. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê en deel hierdie met iemand wat nodig het om dit vandag te hoor. Tot 'n volgende keer.